Welkom weer terug. Vanaand kyk ons na die klei. Die klei kry sy plek of Amerika natuurlik versus die res. So vanaand kyk ons 'n bietjie na Openbaring 13 se tweede helfte. Daar's 'n dier wat uit die aarde uitkom. En ons gaan al sy eienskappe vat en bietjie bekyk wat beteken hierdie tweede helfte van Openbaring 13. En so vat ons nou 'n stappie vir stappie nader aan die finale eindtyd natuurlik wanneer Jesus kom. En so nou soos laas was ons by die Antichrist, natuurlik in die donker eeue se verhaal deurgegaan. So nou vanaand is dit nou na dit. Eerste helfte van 13 is verby, tweede helfte van 13 is wat ons vanaand nou gaan indelf. En kyk hoe die Here vir ons pragtig die toekoms duidelik gemaak het. Voor ons begin, kom ons bid net saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons weer kan vra dat U saam met ons sal wees. Waar U beloof het, waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees. Lei ons asseblief met U Gees vanaand, soos U beloof het, dat U Gees sal stuur om ons in alle waarheid te lei. En dankie vir U woord wat ons ondersteun in Jesus naam. Amen. Die klei kry sy plek. Nou hoekom die klei? Onthou julle Daniël 2 se beeld was nou natuurlik Mede en Perse. Babylon was die kop van goud. En dan was dit Mede en Perse, en toe was dit Grieke, toe was dit Rome met die 2 bene. En nou Rome se 2 bene het meer as een interpretasie. Die Bybel sê nie, so ons kyk maar net na die geskiedenis, dan sien ons ook, Rome was 'n Oos en 'n Wes Europa, so half. Rome, Wes en Oos, en hulle was te mekaar dan saam en dan so het hulle gegaan. Maar nou 'n ander ene wat dis nou maar met my verstaan. As jy Openbaring 13 saamvat, dan sien jy die voete van yster en klei, wat in 10 opdeel, was Europa natuurlik. Rome het nooit, niemand het ooit Rome oorgeneem nie. Rome het net verbrokkel, het net tot niks toe gegaan. Die Romeinse society het net eintlik verbrokkel in niks in. En op die einde van die dag het hulle ook groot uitdagings gehad met die barbare, die Duitsers. Op die einde het die Duitsers teen hulle geveg en toe die Duitsers op die einde eintlik hulle oorgeneem half en op die einde toe maak hulle vrede en toe veg die Duitsers vir hulle en tot nou toe was tot onlangs toe was Spanje se koning so goed eintlik Duitsers. Jy weet daar's 'n groot deel van die koningshuise wat Duitse oorsprong het want hulle het die lande oorgeneem. Maar goed, so sien ons dat Europa, toe Rome val, toe deel hy in 10 op. En ons het dit gesien. En daai 10 is voorspel soos die 10 tone. En dis ook yster en klei, hulle sal nie vermeng nie, dis sterk en swak. Maar 'n ander verhaal ook wat jy in die Bybel kry is, ons is die klei en die God is die pottebakker. So dis die eerste keer in die geskiedenis waar daar 'n Christelike kerk en die staat saamgewerk het. Met ander woorde, kerk en staat werk saam en geregeer en dis vir ons dan nou die klei en die yster kry. Met ander woorde, al die metale wat deurgehardloop het, was nou politieke magte, ook pagan gekoppel, vat dit nie weg nie, daar's baie sterk heidense godsdienste, maar dis die eerste keer waar daar 'n Christelike konsep of Christelike kerk natuurlik saam met, dis nie klein, saam met die staat gewerk het. En dit is waar die pauslike oorheersing die donker eeue deurgehardloop het. Maar soos Openbaring 13 vir ons uitwys is, die paus sou 'n dodelike wond kry. Goed, so een van hierdie kop het 'n dodelike wond gekry. So daai dodelike wond, ewe skielik in ons wêreld sien ons maar natuurlik met die Enlightenment era en die moderne tyd wat ons ingegaan het, was Christendom skielik eenkant geplaas. Met ander woorde, na die Franse Revolusie, veral net voor die Franse Revolusie, die Renaissance hele verhaal opgewerk en natuurlik het hulle anti-kerk gegaan, want die kerk het ook so korrupt geraak dat hulle met die Franse Revolusie wou hulle alle priesters dood hê, alle konings dood hê, hulle wil die hele lot uitwis en onder mekaar geveg. En Napoleon het op die einde opgestaan tussen die hele lot van hulle. En dis waar die hele ateïstiese verhaal te baie sterk na vore kom. Inteendeel, hulle het die Bybel vir 'n hele tydjie probeer eenkant sit en verban uit Frankryk uit en dit het ook nie gewerk nie. Dit het hulle weer gesien nie, maar goed, want hulle het gesien die hele morele val van die hele land het net
te erg geraak. Toe het hulle die Bybel weer toegelaat en weer ingebring en hulle het 'n 10-dag week probeer en dit het ook nie gewerk nie, toe is hulle weer terug na die Bybelse 7-dag week. So hulle baie dinge probeer want hulle was so anti-Christendom en hulle het gesê hulle sal hulle eie reason sal hulle aanbid. En daar in Norton Dam se kathedraal het hulle die godin van reason toe aanbid. So eintlik hulle eie breins probeer humanisme op 'n manier. En so het die hele verhaal gebeur en ons is gebore in 'n tyd half waar die wêreld so half evolusie het oorgeneem. Die Bybel is eenkant geplaas en in groot dele van Europa en in Amerika was Bybel eintlik uit die skole gevat, gebed is weggevat en so aan en so voort. So jy sien baie duidelik is asof daai Daniël 2 beeld reverse in net Stalin weer, as ek dit so kan stel, waar daar net weer, daar's omtrent niks klei oor nie, jy weet, daar's omtrent niks meer churchcraft, as ek mense dit so kan noem, daar's niks meer Christendom amper oor wat in beheer is nie, en ons sien dit in die hele wêreld, en wat nou 'n uitdaging is van die profesie sê, van die Daniël 2 beeld, die einde, daai klip wat sonder toedien van mensehande sou afkom, is Jesus se wederkoms, sou kom, en hy gaan nie hom hier op die heup tref, of hier in Mede-Perse se tyd, of in die begin van Rome se tyd, nie, hy sal hom op die verdeelde tyd van Rome tref. Met ander woorde, sodra jy probeer om te sê, weet jy wat, die anti-Christus nou hierso by Christus se tyd, of net voor Christus se tyd, dan moes hy hier getref het by Mede-Perse, of Griekeland ten minste, ek bedoel, net die begin van Rome. Nee, Jesus is daar onder by die voete waar hy tref. En so as jy daai klip vat, dan moet hy 'n wêreld kry waar churchcraft en statecraft, sê maar Christendom, op 'n manier Christelike iets, geloof en kerk moet saam weer werk. En dit is wat die profesie daar verduidelik. En dit is wat ons nou vanaand ook gaan sien, hierdie klei gaan weer sy plek kry. Daar's 'n tyd waar die wêreld weer gaan terugdraai na dat die staat en die kerk gaan saamwerk. Amper wat ons gehad het in die apartheidstydperk in Suid-Afrika, waar die kerk, veral die NG Kerk, maar baie van die gereformeerde kerke, het 'n groot invloed gehad op die staat. Daar was 'n samewerkingsverhaal wat plaasgevind het, maar hierdie verhaal sou, volgens wat julle vanaand gaan lees, ek gee julle net so 'n bietjie voorskou, gaan ergens moet by mekaar kom, wêreldwyd. En interessant, as mens kyk na jou Oostersbloklande en jou moslimlande, daar staat en kerk saam. Rusland het 'n formele kerk, en daar's die staat en die kerk loop saam. Omtrent al die oosterse goeters het 'n een of ander vorm van hulle geestelikheid, ten minste, vorm van 'n godsdiens, en hulle staat werk saam. En hulle partykeer 'n paar kerke, of hulle gee vir party meer aansien, maar die punt is net, hulle het die gelowe loop saam met die staat. Maar in jou westerse lande, is ons meestal tot nou, onlangs toe was ons half apaties, dood teenoor, ons wil nie die kerk met die church and state is separated, ons is verdeeld, ons gaan nie, die kerk en die staat gaan nie saamwerk, hy moet nie saamwerk nie, want wat volg gewoonlik? Wat volg wanneer staat en kerk by mekaar kom? Dan volg daar een of ander vervolging. Jy, of is die moslems wat die Christene vervolg, of die Christene wat die moslems vervolg, of in die donker eeue die Christene vervolg. Daar's altyd 'n bietjie van daar's vervolging wat nou maar net die gevolg is van die konsep. OK. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons van 'n vers 11 af. Openbaring 13 van vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. OK, so eerste woorde, uit die aarde. OK, hier kom ons nou. En die aarde is nie die see nie. Onthou die eerste dier het uit die see uit opgekom. En ons het gesien, dis waar menigtes, nasies, tale en volke is. So dit was Europa. Hy het uit Europa gekom. So hierdie mag kan nie uit Europa kom nie. Dis ons eerste punt. Hy kom uit die aarde uit op. Alright. En dan aarde kan jy ook laat besef, okay, dis nie see nie, dis nie water nie. So dis dalk heel moontlik plek waar daar nie so baie mense is nie.
Weet jy het nou, jy het nie daai digte bevolking nie. En 'n ander dier sien opkom. So dis 'n ander dier, weer eens. Dis nie net dat die aarde vir jou bepaal, dis nie meer die see waar uitkom, dis nie uit Europa uit nie, maar dit sê ook dis 'n ander dier. Dis nie deel van hierdie Daniël 2 beeld nie. Dis 'n ander een. Dis 'n ander mag. En 2 van die horings gehad, en hy het 2 horings gehad. Net soos 'n lam, maar hy het gepraat soos 'n draak. So hy lyk so asof hy van Jesus is. Want wie is die lam? Jesus is die lam. Nou, so hy lyk so van Jesus af, maar as hy sy mond oopmaak, as hy praat, dis sy autoriteit. So jou autoriteit, hoe jy dit toepas, hoe hulle autoriteit toepas, is skielik soos die draak. Nou die dier met die 7 koppe en 10 horings, hy mimiek die draak. Want onthou Openbaring 12 het ons gesien, daai dier het ook 7 koppe en is 'n draak, ekskuus, die draak, dis die duiwel homself, het 7 koppe en 10 horings. Dus die dier het 7 koppe en 10 horings. Okay, en dit was nou die anti-kris, die hele pausdom verhaal. Maar nou, hierdie ene lyk nou nie soos daai nie, maar hy praat dieselfde, hy daai selfde autoriteit, hy daai selfde onderdrukking verhaal. Goed, maar kom ons kyk, die dier kom na die see-dier, so hy kom na, so dit was Openbaring 13 se begin, hy sê see-dier, hy kom nou na hom. So dit met ander woorde, kom ons gaan kyk dan nou, ons moet gaan kyk na, wat se mag het begin, toe die see-dier sy dodelike wond gekry het, hier by 1798 rond, wie het toe opgestaan as 'n mag? Wat se mag het prominent opgekom? Daar is net een. As jy gaan kyk, Suid-Afrika 1798, jene, dis nog net voor die groot trek, né? So toe is ons nog 'n bietjie kwaad vir die klomp Engelse, die boere en Engelse het 'n bietjie arm gedruk en die Bantus het hier gekom en daar's verskillende kulture daar in die Kaap besig en Natal besig, maar ek bedoel, dis nog voor die trek, dis nog voordat hulle ons slawe weggevat het en goedjies en ons nie betaal het vir dit nie. So ons is nog nie heeltemal te kwaad vir die Engelse nie. So ons het nog nie eens getrek nie. Ek bedoel, die groot trek, ons sit nog ons waans aan mekaar. Ons die gedagtes het seker al begin loop. maar ons is nog daar onder die Kaap. Daar is nie 'n mag wat daar begin het nie. Australië wel, ek dink nie, ek weet nie of hy toe heeltemal in werking was nie. So 17, daar is net een mag buite Europa wat toe opgestaan het. En dis natuurlik die FSA. 4 Julie, 4th of July, julle ken nou al vir 4th of July, sien ons dat Declaration of Independence, hulle sê nee, daar's 13 kolonies, nog nie 51 plus 1, daar's nog nie hierdie 50 kolonies nie, daar is nog nie 13 kolonies. En hulle sê nee, Engeland, julle maak dit nou vir ons moeilik en ons wil weg en ek weet dit gaan maar oor oeste en allerlei dinge. En toe 3 September 1783 Verdrag van Parys. Britannia erken die FSA se onafhanklikheid voorbeel. Okay, nee goed, ons erken julle is nou onafhanklik. En toe in 1787 die grondwet onderteken. Die Amerikaanse grondwet word in die Philadelphia onderteken. Met ander woorde, hulle het daai grondwet wat tot vandag toe daar is, het hulle toe nou onderteken. En dan het ons die eerste Amerikaanse regering, okay, die grondwet in werking, George Washington word president en dit is 'n baie vrolike tyd. En toe maar erken die res van die wêreld nou al hierdie landjie nog nie. Hulle is 'n klein ou landjie. 1791 Bill of Rights aanvaar en die eerste 10 aanwysings. En toe 1798, baie interessant. Dieselfde, Napoleon het nou net die paus in hegtenis geneem, in die tronk gesit, 10 Februarie. En toe, hier kom hy, Frankryk, net daarna, is die eerste land, wêreldmag, wat die FSA as 'n soewereine mag erken. Dis dieselfde ou, wat die paus in die tronk sit, is dieselfde wat eerste, as om, en ek dink dit was gekoppel aan James Adams invloed en goedjies, maar goed, dis geskiedenis. So, net om julle weer 'n bietjie die tydlyn te gee, daar is ons van 457 voor Christus, ons het al hierdie profeseë gedoen, Jesus wat sou kom, Jesus wat sou sterf, die eerste martelaar, die Here Israel verwerp hulle Messias, hulle verwerp sy boodskappers, hulle maak hom dood, hulle maak sy boodskappers dood, daai 70 weke volgens die profesie is vir Israel afgesny en sy uitverkore
gesag is daarmee heen. En toe van toe af gaan dit na elke volktaal en nasie toe, almal kan nou gered word. Ek is baie bly daaroor, anders was ek nie vandag 'n Christen nie daai hoop gehad nie, maar toe word daai wêreldwyd gevat. En so is die 1260 jaar profesie hardloop toe, waar die paus presies in daai tyd regeer volgens wat bepaal was. En toe net presies dieselfde jaar, daarso word Amerika erken as 'n mag. Maar hy begin klein. Ek bedoel, dit is 13 state, dit is 'n klein landjie, hulle begin arm, hulle begin nederig, en hulle bou op na 'n wêreldmag toe. Hulle bou op na 'n wêreldmag toe. En ergens hier word die wond genees van hierdie dier uit die see. En dan het hy 2 horings. En uit die aarde gekom, het hy, ja, dit was nie uit die see nie uit Europa nie, maar onthou die aarde het die vrou te hulp gekom, en waarheen het ons gevlug, Amerika toe die vlugtelinge baie erg geraak het hulle gevlug daar na Amerika toe, die vlugtelinge baie erg geraak het, die vervolging baie erg geraak het hulle gevlug van die vervolging af, van die pausdom, en die aarde het die vrou ook gehelp vroeër, toe het hulle in die Alpe ingevlug. En baie interessant. En toe dit nou baie erg daar raak, toe gaan hulle die Franse Hugenote en so aan, Anabaptists en baie van hulle vlug meestal Amerika toe. En dis waaruit uit toe gekom het. Maar die 2 horings, wat beteken horings? En kom ons kyk, Daniël 7 verduidelik ons die simbool van horings. Ons is besig om daai skildery nou te teken. En oor die 10 horings wat op sy kop was, vers 24 verduidelik vir ons, en die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. Nou oké, so hierdie horings, dis soos konings. So het Amerika 2 magte. Man, toe kry ek hierdie nou baie oulik. Is so 'n ou scroll wat hulle afgeneem het, en hierso het hulle probeer uitwys hoe die geskiedenis van die partye deur die eeue gehardloop het. Die Whig en die Tory, en toe kry hulle 1789, daar by 1800, daar begin hulle te hardloop. En raai wie is dit? Is die Demokrate en die Republikeine, van die begin af. Maar toe was hulle genoem, maar hier kan jy net sê left wing en right wing. Left wing is die Democratische Republic Party genoem in 1789, en dis soos Jefferson en Madison, dis nou name wat julle dalk al gehoor het. En right wing is weer jou tradisionele denkers, so jou progressive thinkers is daai ouens, hulle wil nie 'n koning hê nie. Nee, ek soek nie 'n koning nie. Almal het gelyke regte, asseblief gelyke regte vir almal, hulle het geveg vir die vrouens se regte, hulle het geveg dat die slawe moet vrykom, hulle het geveg vir almal moet vry wees. En hulle is natuurlik meer sosialistiese denkers. En dan kry jy jou right wing ouens is nou soos Trump vandag, in elk geval hy is meer vir 'n koning, hy wil 'n koning wees, daar moet 'n koning wees, en hulle is vir kapitalisme, en hulle was vir die wit boere interessant, hulle wou sê nee, daar is 'n hiërargie, en daar moet slawe wees, dis waarvoor daai oorlog toe daar was. So, al 2 kante het sy gedagtegang. Ek sê nie dis reg of verkeerd nie, ek sê nie dis hoe hulle ontwikkel het. En wat interessant is, die Democratische Republic Party 1789, toe word hulle die Whig Party, en toe word hulle die Republic Party. Dink nou net, die Demokrate was Republics genoem gewees. Is dit nie net interessant nie? Hulle was Republics genoem, van 1854 tot 1896. En toe verander hulle naam na Demokratiese Partytjie toe. En die Republikeine was die Democratic Party vir jare. En toe verander hulle naam in dieselfde jaar, toe gaan hierdie lot en hulle word Republicans en daai lot word Democrats. Hoe te mekaar was daai jaar gewees? Vir wie stry jy? Vir ek wil imagine nou die DA en die ANC swap name. Ek weet nie hoe die lot hulle name so omgeruil het. Dit was volgens my baie te mekaar verhaal gewees. Maar goed, hoe ook al sê, daar het jy dit, en jy kan die bokant heeltyd sien, hulle was die Whig toe die Republican Party, Democratic, in elk geval, so hardloop hulle deur die eeue, dan is die een bo, dan is die ander een bo, dan is die een bo, dan is die ander een bo, en so hardloop hierdie 2 horingkies van die begin af,
saam. Okay, so tot vandag toe het ons 2 magte wat so hierdie land hanteer. Okay, so weer eens, ja. Hier uit die aarde opkom. En hier is die verse wat dit nou net vir ons wil vasmaak. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi. Onthou daai slang is die ou duiwel. Openbaring 12 wat die duiwel verklaar en die oorlog tussen Jesus en die duiwel en Jesus wen en dan kom die slang of die duiwel gaan aarde toe en dan het hy oorlog wat hy teen God se kinders voer. En hier rivier is soos die vervolging wat verklaar word as 'n rivier, is rivier weer eens mense agter die vrou aangegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. So met ander woorde, hier sien ons die aarde kom die vrou te hulp en die aarde het sy mond oopgemaak, die rivier opgesluk. Gelukkig het die pausdom op daai stadium nie saam na hierdie ander lande toe, Suid-Afrika toe, Amerika toe, daai mag het daar gestop. Was net in Europa. En dit wat nou as hulle kom hulle die free land noem het. Hulle is vry. Hulle het godsdienstvryheid daar. Hulle het vryheid van hulle is uit daai klasse stelsel uit van Europa uit. Openbaring 17 vers 15. En hy sê vir my die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit is volke en menigtes en nasies en tale. So dit is nie die waters nie. Dit is nie Europa, Midde-Ooste waaruit hierdie mag uitkom nie. Nee, dit is 'n ander plek. En het dit so gebeur? Presies so. Dis uit Amerika uit, waar daar nie so baie mense is nie. Baie waters is nie. Directly to faith and religion. John Adams famously said that our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other. It was obvious to the founders that our faith was the ground upon which America stands. It was our very foundation as a people. Secretary of State Marco. Okay, ek het nou net toevallig hierdie video gekry, gewoonlik het ek nie hom dit dat sê nie, ek het net sy kwotasie gelees. Toe kry ek sommer die vice-president wat presies die kwotasie op die TV sê, en dog ek, nee wag, laat hom dit sê, dis baie weer kragtig as wat ek het sê. So John Adams, wie was John Adams? Hy was die 2de president van Amerika. En hy was groot deel gehad om die grondwet te geskryf het. En hy ja, John Adams, our constitution was made only for moral and religious people. In ander woorde, was hy soos 'n lam? Ja, hy was gemaak vir moral and religious people. It's wholly inadequate to government of any other. Met ander woorde, hierdie vryheid konsep kan net vir jou gegee word as jy wat as basis het. Daai vryheid van Amerika, daai konstitusie van vryheid van spraak, geloof, alles tot gewere te kan hê for that matter. Kan werk wanneer? Wanneer ons God as 'n basis het. Hy het ook gesê, the general principle on which the fathers achieved independence were the general principles of Christianity. Dis nie gebou op 'n moslim verhaal of 'n hindoe verhaal of 'n ateïstiese verhaal nie. Nee, dit was gebou op wat? Op Christendom. Lyk hy soos 'n lam? Ja, hy het so begin. Maar waar het hy begin praat soos die? Met sy autoriteit? As julle nie dink ou Trump praat nie soos die draak nie, weet ek nie. Ek wil nie dat alles so sleg is wat hy sê nie. Ek wil nou nie 'n kant kies nie. Ek sê maar net, ek bedoel, hy boelie alles en almal. Dis hoe dit vir my voel. Weet, hy boelie ander lande, hy boelie die hele lot. Hy is soos ek, hy's 'n boelie. Hy's soos daai boelie wat ek gehad het in standaard 7 wat ek nog steeds wil bykom. In elk geval, die punt is, weet hy's een van daai boelies. Goed. Die dier kom na die seedier. Is dit so? Ja. Die dier het 2 horings. Ja, demokrate en die republikeine. Die dier is uit die aarde. Ja, uit Amerika. Kon Suid-Afrika wees, Suid-Amerika ook. Maar uit daai gebied gekom. Noord-Amerika. Die dier word vergelyk met 'n lam. Ja, hy is Christelik gebaseerd. In kontras met die lam praat hy soos die draak. Nou, hoe praat die draak? Kom ons kyk 'n bietjie. Ons het mos nou 'n hele aand oor die draak bietjie gekyk. Ons het gesien Jesegiel praat oor die duiwel se ontstaan. Hy is die vader van ongeregtigheid. Wet van God te oortree.
Hy is die vader van hierdie ding. Geweld en oorlog het by hom begin. Hoogmoed, hy gelykstel met God. Hy wil hom gelykstel met die Allerhoogste. Dis wat die duiwel wou doen. Hy was die vader van leuen. Hy is die mensemoorderaar van die begin af. Hy is 'n verleier. Nou ek weet nie waar julle staan met al hierdie goedjie, maar sjoe, vandat ek gebore is, nou ek is dan nie seker nie te oud vir teenoor hierdie land is al 250 jaar oud, maar ek bedoel vandat ek kan onthou as jy terugkyk, die oorloë, die laaste klompie oorloë, wie het gaan boelie speel en gaan hy het baie van dit sommer self begin. Ek bedoel toe ek daar in Irak ry in daai woestyn en my vriend en ek ry ons ry 'n busjie en my vriend maak my wakker. Hy sê kyk en ek kyk so links nadat ons seker vir meer as 'n uur of 2 net so in die woestyn in gery het na 'n sekere argeologiese site toe. En ek kyk so links en hy sê wat is die goed? En ons kyk so en ons wonder wat dit lê so gesaai. Dis ook sulke plastiese goeders wat daar lê, maar hordes, honderde, duisende. En toe ons mooi kyk, toe sien ons is hierdie 20 mm patroon doppiese houers van oorlog. Dis asof jy nog die oorlog kon voel. En dit was in 2018 toe ek daar was. En toe kyk ons so oor die woestynse vlakte. En sover ons kyk, dan sien jy lê die groot tanks lê nog in die woestyn, net soos hulle uitmekaar geskiet was deur Amerika. Al daai massive tanks wat daar, dit lê nie daar, dit lê daar. En ons kon nie by pad ry nie, niemand wou ons toelaat, die weermag het ons gestop, maar natuurlik Irak is soos Suid-Afrika, daar's altyd 'n manier, jy weet. Hulle het so deur plekke gery het, ons weet sit ons op daai paadjie, toe ons op die einde by die Zigroets en goed aankom, die site, dis die ouens so groot, hoe kom julle hier aan? Waar kom julle vandaan? En ons was, gelukkig het ons 'n Irak ou daar gehad en hy kon please explain. Maar goed, die lank en die kort is, geweld, oorlog, ek bedoel, hoogmoed, vader van leuns. Nou, ek weet nie, julle kan glo wat julle wil, ek weet nie eens wat om te glo meer nie, maar ek bedoel, die maanlanding, is altyd 'n vraag. Jy weet, ons het nou die video van dit, maar die vraag is, wie die kamera vasgehou? Wie die kamera vasgehou? Ek weet nie wie die kamera vasgehou het nie. Maar goed, die punt is, weet, al het allerlei goeders afgeneem, en nou kan jy afgeneem, jy kan een kant kyk en sê hulle hoe dit waar is, en die ander kant sien nie wat vals is, maar in die Twin Towers is daar goed wat waar is, wat vals is. Jy weet naderhand nie meer, wie praat die waarheid, wie praat alleen nie. Inteendeel, jy kan Fox News luister, en dan kyk jy CNN, en dan wonder jy nou, hoe is dit dieselfde event? Weet, so leuns, vader van leuns, mensemoorderaars. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie. Ek wil net gou gelykstel met die Allerhoogste. King of Israel, Donald Trump, I am the chosen one, sê hy. I am the chosen one. Hy is Jesus. The US president remarks cause critics to suggest he has a God complex, a Messiah complex. Hy verklaar homself as God. The US president began Wednesday by using his Twitter account to thank conservative radio host and conspiracy theorist Wayne Allen Root for very nice words. Ek weet nie of die Root van Suid-Afrika af is, in elk geval. Mr. Trump quoted Mr. Root as saying, President Trump is the greatest president for Jews and for Israel in the history of the world. Not just America. He is the best president for Israel in the history of the world. And the Jewish people in Israel love him. Like he is the hoofletter king of Israel. They love him like he is the second coming of God. En hy vat hierdie en hy retweet het. Sien julle 'n bietjie die selfverheffing. Praat hy soos 'n draak, dink hy is soos eene. Hierso het hy 'n AI-generated fotootjie van homself gepost en hy wil homself natuurlik gelyk met die pouse daar weer. Hy maak en soos Jesus, hy het homself soos Jesus daar en hy maak mense gesond en hy het hierdie vreeslike idee dat hy the chosen one. Hy's the chosen one en hy sit homself gelyk met
met die paus en met Jesus. Ja, en ek bedoel, hy het tot nou gesondheidsmag in sy hand. Maar baie ironies, in die agtergrond is daar vliegtuie en oorlog en wapen en goed, en ek weet nie wat daai snaakse gedrog in die middel nie, maar kom ons los nou maar die agtergrond, ons weet nou nie wat dit beteken nie, maar dit lyk nie vir my baie, hoe kan ek stel, kosher nie. Goed, so met kontras van die lam se begin, praat hy soos die draak, hy het die autoriteit van die draak, en hy mik na gewetensvryheid ook weg te vat, hy mik soontoe, op die oomblik. Kom ons lees verder, dit is nou net een versie gewees, kom ons gaan vers 12 toe, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, met ander woorde het hy wêreldmag, wel, die versie hy gaan wêreldmag vat, maar al die mag beteken geestelik en polities. Dit moet altwee wees. So hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. So met ander woorde, die aanbidding, saam met dit gehoorsaamheid, aan wie? Die eerste dier, die paus. So hy maak dat hulle weer die paus se gesag sal aanvaar, hom sal aanbid, hom sal eerbied gee, terug na hom toe. Waarvan die dodelike wond genees is, so met ander woorde, hierdie verhaal gaan groei, tot waar die dodelike wond genees, en wie gaan die hele wêreld laat maak, dat hulle weer die paus aanbid? Amerika, die VSA, hulle gaan dit. Sien julle dit? Maak dit sin sover? Die wat daarop woon, die eerste dier sal aanbid, vers 13, hy doen ook groot tekens, so hier kom dit gaan nie sonder wonderwerke gebeur nie, met ander woorde, die ou Trump wat die idee, hy kan nou genees, maar saam met die is daar 'n godsdiens wat saam met dit loop, en hulle doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal. Ja, op die aarde voor die oë van die mense. Waar is vuur uit die hemel laat neerdal in die Bybel? Ek weet van 2 keer, en die een keer was natuurlik Elia, onthou julle, Baal, nou dink nou net, nou skielik val die vuur op die verkeerde altaar. God laat dit nou toe. Ander keer was by Pinkster, met die tonge van vuur, so ewe skielik is hier 'n valse talepraat konsep, wat hier deurkom. Hy doen ook groot tekens. Mense, ek wil net weer eens sê, ons het die eerste aand dit baie duidelik gesien, dat die Here het gewaarsku, sy eerste waarskuwing was, pas op dat niemand jou mislei nie, want baie sal in my naam groot tekens en wonders doen, Matteus 24 vers 24. Met ander woorde, tekens en wonders kan nooit vir jou 'n teken wees, dit kom van God af nie. Dit kan, maar onthou met die 10 pla, wat het met die 10 pla gebeur? Die eerste 3 kon al die towenaars ook doen, wat direk van die duiwel af is, kon hulle ook doen. Die laaste 7 kon hulle nou nie doen nie, okay? Maar die punt is Satan magtig? Hy's magtig. Gelukkig nie almagtig. Gelukkig kan God hom stop met seker goed. Maar die Here stop hom nie met alles nie. Hy doen dan wonders en tekens, soveel sodat hy ons kan mislei. Hy sit dan in die tempel van God en maak asof hy God is. Jesus sê dit. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die mense, voor die dier te doen. Met ander woorde, hy verlei. Dis 'n valse verhaal. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier. So wat is 'n beeld? 'n Beeld is natuurlik, as ek nou daar is, of Trump staan daar so, seker so, met sy handjies so, jy weet, hy's mos so. En dan maak hulle beeld van hom. Het lyk soos hy, alles, maar is dit hy? Nee, maar dit is alles die eienskappe. Jy kan dit erken, dit is nie, hulle maak 'n beeld van die oorspronklike dier. So hier is die dier, en dan maak hulle, dat hy dieselfde patroon volg, wat die eerste dier het. So met ander woorde, wil ons die donker eeue weer hê.
Wel, hulle gaan dit nou maak. Inteendeel, hulle het nou afgekondig, so ruk terug, het een groot politikus daar, gesê, nee, ons moet nie dink aan die donker eeu nie, dit was the golden age. Dit was the golden age. Ons gaan terug soontoe, het hy gesê, want dit was the golden age. So, hulle maak 'n beeld. Vers 15. Dit is om gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Met ander woorde, Amerika gaan hierdie dier se beeld 'n gees gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Met ander woorde, hier is die dier en sy kerk, staatkerk, sy verhaal, gaan ons copy-paste in Amerika, en dan gaan hy hierdie dier se beeld wêreldwyd versprei. En ons almal moet dit doen. Sien julle wat daar staan? In ander woorde, hy gemaak dat almal dit aanbid. Die hele wêreld het verwonder agter hierdie dier aangegaan. So hierdie copy-paste gaan oral gebeur. Dis 'n copy-paste wat vir almal gaan gegee word. Wat interessant is, waar het julle gesien dat 'n beeld 'n gees gegee word en toe lewe hy? Waar kry jy dit uit die Bybel uit? Dit vat my al die pad terug skepping toe. Daar het die Here 'n beeld gemaak van Adam, uit grond uit, klei uit, en toe het hy sy asem in hom ingeblaas en het dit 'n lewende mens geword. Hierdie maag mimiek die ene wat in die plek van God wil wees, die een wat in die plek van Jesus wil wees. Onthou julle, hy het dit gesê, die paus het dit gesê, en hy gaan en hy gee nou lewe aan hierdie beeld. Goed, kom ons lees dit. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld sal praat, so hy kan nou praat uit autoriteit, daar's autoriteit agter dit, en maak dat almal, so dis nou almal, dis nie net bietjie nie, dis nou almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. So hier's aanbidding weer eens. So ons moet kies of ons God aanbid, of die dier aanbid, in sy beeld. Ons het 'n keuse. Môre aand is 'n baie ernstige boodskap, baie moeilike een. Want as hierdie keuseverhaal, gaan ons daai verse vat, en ons gaan dit ontleed, nie vanaand nie. Maar ek wil net vir julle sê, daar gaan 'n tyd wees, waar God se kinders weer vervolg gaan word, en wat gaan gebeur? Gedood gaan word vir hulle geloof. Dit gaan weer kom. Maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. So hier's aanbidding. Hier's aanbidding in is die uitdaging. En hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, so maak nie saak waar jy in jou stand is nie. Klink amper soos 'n COVID verhaal. Ek sê nie, hier is nou COVID nie. Ek probeer net sê, dis vir almal. Armes en rykes en grootes en kleines, en die vrymense en die slawe, 'n merk op 'n regterhand en op hulle voorhoof gegee word. OK, so regterhand en op die voorhoof. So hierdie denke en die hand, en wat jy doen, of iets te doen met koop, dis môre aand. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van en die naam van die dier, dis interessant, die merk en die naam. So hier kom karakter weer in plek, van die dier, selfverheffing, daai hele verhaal, of die getal van sy naam het. OK, kom ons kyk gou weer. Hy maak 'n beeld van die eerste dier. Wat is die eerste dier? Eienskappe? Staat en kerk, 1. Dis 1 verhaal. Yster en klein, né? Hy gaan hierdie ding maak, en hy gaan dit wêreldwyd maak. Vryheid van 'n groot dinge spreek, hy gaan groot dinge spreek. Dis die eerste dier, so gaan die tweede dier ook groot dinge spreek. Ja, nee, Trump, kyk, hy doen dit baie duidelik. Hy mompel nie soos die vorige nie. Vryheid van spraak, gewete beperk. Hy het vryheid van spraak en gewete beperk. Dis wat die eerste een, vryheid van spraak is weg ten minste. Dis gewete is beperk. Met ander woorde, jy kan net sekere goed sê. Hy verlei die bewoners met die groot tekens. Hy gee 'n gees aan die beeld. Hy maak dat almal die merk van die dier kry. OK, kom ons kyk bietjie na hier het ek die Pantheon. Kyk nou hoe die beeld, maar net toevallig ook in die boustyl deurkom. Hier is die Pantheon,
Hy's gebou hier by Christus se tyd rond deur Rome. En dit is die Griekse pan is alle theogode wat beteken tempel van alle gode. So jy sien die koepeltjie, jy sien daai obelisk in die voorkant, en jy sien die driehoekie met die pilare en dit wys alles daarop. Hierdie is alles simbolies. Met ander woorde, dis van God af kom, dis een hek van God af, een koneksie met God en dit versprei as 'n eenheid na die mense toe. Dis die simbole wat hulle vir hierdie ding gegee het. En natuurlik, kyk hier pilaartjies, kyk hierdie patroon, sien daai patrone van by die driehoek, so baie interessant. En dan hierdie obelisk wat voor dit is, dis eintlik baie, as jy nie kinders was, kon ek dalk bietjie meer verduidelik het wat al hierdie goed beteken, maar dis baie bietjie vulgêr eintlik. Goed. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wie het hierdie genaaap? Wie het hierdie heidense godsdiens se tempels genaaap? Wie het dit so gelaat bou? Wie het ons die katholieke, die paus se verhaal, en wat het jy weer eens? Die koppeltjie, jy het, as jy 'n bietjie terugkom, dan sal jy sien die obelisk is daar, die sleutelgaatjie, die driehoekie, die saints. En wat doen Amerika toe nou? Hulle gaan bou die Capitol, raai wat? Presies in dieselfde styl. Inteendeel, daar sien jy nou, dis die Vatikaan, met sy hele verhaal, net soos die Pantheon gebou, met die pilaartjies, die driehoekie, die dinge, die koepel, God wat net by een plek, koneksie tussen God en die mens, een daar, met die obelisk en so. Kom ons kyk gou wat doen Amerika toe nou? My genigtig, kyk hulle moet daar 'n bietjie groter maak. Nee, hulle kan hom nou nie so klein hê nie. Hulle het die grootste obelisk in die hele wêreld. En hulle het die Capitol, met sy driehoekie, sy pilare, presies dieselfde, presies, dis waar die seksuele revolusie plaasgevind het, dis waar en nou vandag het ons hierso, nou, net so 'n klein rukkie terug, het hulle weer Amerika gededicate by hierdie mall, hulle noem dit 'n mall, en hulle het 'n pragtige stadionetjie opgebou, ook met pilare, ook dieselfde patrone. Wat is dit? Hoekom wil ons by die heidense gelowe gaan vat en die simbole vir ons vat? Sien julle die beeld van die dier? Net in die boustruktuur, die simbole agter dit. Kom ons lees 'n bietjie oor dit. Hierdie artikel bespreek hoe die oorspronklike ontwerp van die Capitol deur William Thornton geïnspireer is deur die Romeinse Pantheon en hoe Thomas Jefferson dit gesien het as 'n morele, let wel, 'n morele en burgerlike simbool vir die jong Amerikaanse Republiek. Dit wys ook op die imperiale en godsdienstige konnektasie van die Pantheon en hoe dit oorgedra is na die Amerikaanse konteks. Sien julle hoe die beeld van die dier van die begin af daar ingeplant was? Met ander woorde, ons sal 'n beeld maak van die oorspronklike Rooms-Katolieke kerkstaat verhaal. Ons sal daai vat en ons gaan dit copy-paste en ons gaan dit hier in Amerika plaasvind. Sien julle die driehoek verhaal? Julle sien die oog, okay, daar's die oog verhaal. Dit is baie okkulties. Okay. So die paus, ons dink nou heeltyd aan, ons praat nog heeltyd oor wat? Oor die dier uit die aarde en hoe hy 'n beeld van die eerste dier gaan maak. En natuurlik die pauste kom kuier so deur die eeue. En hy is From the moment he stepped foot in the United States, Pope Francis captured the nation's attention. Whether it was his bold statements about family life or the car he traveled in, the Pope's first trip to the U.S. was filled with meaning. Here are the 8 most powerful moments. When Pope Francis landed in Washington, he surprised many by stepping into a black Fiat 500L. It was a small gesture, but in a city where leaders typically travel inside limousines or big SUVs, it made a big impression on the American public.
Pope Okay, Francis hy het covered lots natuurlijk of ground in his speech to Congress, gepraat in die but the central Senaat theme of en his dis address die was eerste paus elegant wat in daar its nou praat simplicity. en hulle het vir When he hom spoke of the Golden vreeslik Rule, geklap it en received more applause than Dis hulle- almost any other moment in his speech. dis nou maar hulle ding. Net 2 jaar terug. As ek hierdie lesing 2 jaar terug gegee het, dan sê hy vir my gesê, pragtig, ek kan sien dat die patroon lei na Amerika toe. Ons kan sien die patroon hardloop mooi. Daar is net een mag na die eerste dier, na die pausdom wat opgestaan het, wat 'n wêreldmag geword het. Daar is net een wat 'n Christelike basis het en wat 'n wêreldmag geword het, praat soos 'n draak. Daar is net een wat 2 magte het wat deur die eeue nog al die pad hardloop. Ons kan dit sien. Maar dat kerk en staat weer sal een word. Ek bedoel 2 jaar terug sou julle heel moontlik vir my so gekyk en gesê het, nou wanneer gaan dit waar word, en ek sou moes sê dit gaan nog gebeur want die profesie sê dit en ons kan net sê weet jy as die eerste klomp waar geword het, hoekom nie die laaste stukkie nie. Maar vandag hoef ons nie dit meer eintlik te wonder nie want ons het nog die hele LGBTQ verhaal gehad en alles was anti-Christene. Ek bedoel jy kon nie eers gesê nee, ek gaan nie hierdie koek bak vir nie want julle is homoseksueel, so ek wil nie 'n koek bak vir julle nie, dan was jy tronk toe of 'n boete gekry. Ek bedoel jy kon nie eers dit doen nie en jy kon nie jou kind eers na 'n badkamer toe stuur nie want daar's meisies wat mans was wat ook saam met jou kind in 'n badkamer. As jy het al hierdie uitdagings gehad wat daar was, alles behalwe Christendom. Tot die skole het nie gepraat oor nie gebid nie, hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Inteendeel, hulle het die 10 gebooie is afgebreek. Nou is daar groot debatte in Amerika. Watter 10 gebooie gaan ons nou weer terugsit in die parke en in die plekke want julle weet daar's 'n Katolieke een en daar's 'n Bybelse een. Watter een gaan ons terugsit? En wat beteken dit? Wat beteken dit? Maar nou ja, kom ons kyk hoe dit bietjie verander so met die oomblikke saam. So let me bring the panel back. Peter, this is not sort of disaggregated from the world of Trump. In many ways, it's fused with Trumpism. In fact, let me put a mash together of some candidates that Trump has endorsed who are all sort of preaching this, there's no wall between church and state. Take a look. And I'm tired of this separation of church and state junk. In November, we're going to take our state back. My God will make it so. We need to be the party of nationalism, and I'm a Christian, and I say it proudly. We should be Christian nationalists. Now, Donald Trump has embraced this. Evangelicals embraced Trump. It was sort of a grand bargain, right? They seem to get what they want, and it is fused into something else here. In your reporting on Trump, how does he view this sort of Christian nationalism that is attaching itself to Trumpism? Well, and it's very opportunistic, of course. Obviously, it's not saying anything surprising to say that Donald Trump is not exactly the most religious person in the world. Certainly his values are not particularly Christian. But he recognized in 2016 something important, which is that these Christian conservatives were important to his victory, right? That was something, therefore, he needed to pay attention to. He once told, in fact, Lindsey Graham, you played that clip from him earlier, he once told Lindsey Graham about these pastors who called him to tell him they were praying for him in the middle of impeachment. He says, those effing Christians just love me. I mean, he's very opportunistic and kind of cynical about it, but he recognizes that it's important to his political success, and they have recognized that it's important, that his success is important. Ek wil net hoor julle wat gebeur daar. Die kerke het geval en inteendeel daar as jy 'n bietjie aan sou luister, het afgeval tot 47% mense het gesê hulle is Christene in Amerika. Net 47%. So hulle het hulle mag gehad en toe het iets gebeur en hulle het wegbeweeg van Christus af. Inteendeel, geskiedkundige skrywers wat geskryf het oor die eerste val van die Christendom saam met Konstantyn se tyd, het gesê omdat hulle oorbeweeg het van 'n vervolgde verhaal waar hulle 'n suiwer godsdiens gehad het. En toe het hulle gegaan en hulle het hulle hand uitgesteek na die heidense godsdienste om ekumenies met hulle te gaan, het hulle godsdiens van suiwerheid onsuiwer gemaak en God het onttrek. En omdat God onttrek het, het sy krag onttrek en wat gebeur? Die mense verdwyn. In ander woorde, die krag van die kerk lê waar? In 'n suiwer godsdiens. Dis die krag van 'n kerk. Die krag van 'n kerk lê in suiwer godsdiens. Maar wanneer 'n kerk, enige kerk, wat met God saamloop, God verloon
en sy standaarde laat val en begin om sy hand uit te steek na een of ander gedagtegange en dan op die einde van die dag sy hand daarin te steek en te sê kom ons begin kompromieë aangaan met wat hier staan, dan verloor ons die krag van die evangelie, ons verloor die krag van die godsdiens. En op die einde van die dag verloor ons dit. En as ons dit verloor, wat gebeur? Dan verloor die kerk sy mag. En dan die klomp wat klaar hulle hand oorgesteek het na die heidense verhaal toe, met wat ook al 'n kompromie aangegaan het, met die waarheid die kompromie aangegaan het, as sodra hy dit gedoen het, en hy verloor sy mag en sy kerke loop leeg, hoekom loop sy kerke leeg? Want hy het ware godsdienst verlaat. Waar gaan haal hy sy krag dan? Dan is hy baie gou om te sê, ek wil graag hê, die politieke mag, moet asseblief weer my mag vir my teruggee. En die politieke ouens, presies wat hulle nou gesê het van Trump. Wat het hy gehad? Hy het nie totale beheer, hy was nie totaal aan die wenkant nie, maar toe hierdie klomp vir hom kom bid, en goed, toe begin hy vir hulle half spot te dryf, en toe sê hy nie, ek het hulle in my sak, en toe kom hy agter, maar as ek hulle mag gee, gaan hulle vir my mag gee. En hoe het Trump gewen? Trump het gewen want hy het totaal in die hand gaan speel van hierdie konservatiewe groepering of Christian nationalists en hulle het hom mag gegee en hy het hulle mag gegee. Hoor julle hierdie samewerking wat ontwikkel? Ek hoop dit maak sin. Dis presies hoe die Katolieke Kerk in bewind geraak het. En dis presies wat nou weer die beeld aan die gang sit. Maak dit sin? Kom ons lees so. Kom ons luister hierso. En hierdie is nou, onthou julle die, kom ons luister eers. Dat sal ek nou uit praat. Colin White Cain and Jenny Korn are on a mission for the Trump administration. In leading the White House Faith Office, they will engage with leaders from various religious backgrounds. When President Trump offered the opportunity, they both saw it as an offer they could not refuse. I had the honor and a rare opportunity. I did this because I see my grandchildren. I just looked at your beautiful grandson. I should say handsome grandson. I have these beautiful grandchildren living next door to me. I've been blessed, 40 years of ministry. And I said I would be wrong and maybe even sin for me to miss the mark if I didn't fulfill this to try to make our nation what God established it to be and give the future an opportunity. Because without God and without faith, we are a lost people. People may think, oh, well, in America, you still have all your religious liberties. But I can tell you thousands of stories of where people of faith have been discriminated against and where religion has been diminished by the government. So when we had the opportunity to come to the White House, the most amazing place as far as government goes for America, to be able to take on that mantle for other people of faith to make sure that religious liberty and religious freedom Okay, so julle hoor nou duidelik, hulle wil politieke mag gebruik om hulle verhaal weer op die tafel neer te sit. As hulle net wil teruggaan en suiwer godsdienst kry, dan sal die krag terugkom in die kerke en hulle sal weer vol word. Maar wat gebeur? Ons gaan soek ons mag by die politiek. Alright, so hier sien ons hoe hulle begin om die kerk en staat, daar's nou kom 'n kantoor daar in die White House, net spesifiek vir hulle en hulle is deel van elke liewe besluit en so en so voort. So jy sien onmiddellik die mag wat die kerk begin terugkry. Mag, politieke mag, hulle hou van mag. Kan nie alle pastore en dominees is mag behep nie. Ek verdoem nou nie elke pastoor en priester en ding nie. Ek sê net, daar is van hulle wat mag voor lief voor is. En dan was daar natuurlik die Project 2025. Nou Project 2025 gaan ek hier na vir julle verduidelik, wat is die oorsprong van die Project 2025? En dit is wat die groot skuif laat plaasvind het, van hierdie totaal anti-christelike, anti-religion, as ek het so kan stel, stelsel, wat Amerika gedryf het, veral van die demokratiese kant af, en het toe hulle 'n hele speelboek geskryf, om hierdie verhaal om te draai binne 'n kwessie van 'n paar dae. Kom ons luister 'n bietjie, net vir 'n oomblik.
Okay, as you know, we love to read on this show. We have a banned book club. Our staff loves a good summer read in particular, except last summer we spent all our time reading this, Project 2025. 2 volumes here I've got because that's how many pages it is. It's more than 900 pages. It's a conservative roadmap for a Republican presidency to reshape the entire federal government. President Trump repeatedly distanced himself from this on the campaign trail last year, despite many of its contributors working on his election team. He's since appointed some of its authors to lead some of the same federal departments and agencies that they devoted long chapters to for the Project 2025 agenda. Russell Vought, who orchestrated the whole project, but also wrote the section on the Office of Management and Budget, now runs the Office of Management and Budget. Brendan Carr, who wrote the chapter on the Federal Communications Commission, now runs the Federal Communications Commission. 8 months into Trump's second presidency, the authors of Project 2025, they gotta feel like their time was worth it because a significant amount of the policy proposals in this thing have already been implemented, with more in progress. President Trump's evisceration of the federal workforce, his focus on establishing a federal government loyal to him, ripped out of the first chapter. His dismantling of the Department of Education and of USAID resemble the plans laid out in this book. The firing of the FBI director in the middle of his 10-year term and the elimination of any sort of independence between the FBI and the White House are written into this book. Trump's war on climate research. It's taken straight from this relaas. Maar oor die 50% van daai 2 boeke is al klaar geïmplementeer. So daar het 'n hele skuif gekom waar die kerk en die staat. Hoor julle hoe hierdie beeld van die dier besig is om te ontwikkel? Die beeld van die dier is besig om te ontwikkel en dit gaan die finale stappe van hierdie wêreld se geskiedenis in plek sit. Dat die res van die profesie kan deurkom. Okay. Ek gaan vir julle net gou hier lees. Waar kom hierdie Project 2025 vandaan? Waar kom hierdie Heritage Foundation vandaan? As I explain in The Radical Mind, the origin of the right-wing Catholic and Protestant coalition building, University Press, Kansas, 2024, the New Right was an ostensibly secular movement aimed at promoting conservative political actors and advancing conservatism as a governing political ideology that were led by a behind-the-scene cadre of devout Catholics who were conservative in both their politics and faith and deeply committed to the so-called social issue. So dan word agter die skerms is die Katholieke wat hierdie verhaal gedryf het. Konservatiewe Katholieke mense. Verstaan julle hoe hierdie as hulle daai 2 boeke van die Heritage Foundation sal volg hulle eintlik Katholieke denke. Geen wonder dis 'n beeld van die eerste dier wat geskep word nie. These Catholic New Right activists were instrumental in shaping not just the political ideology and strategy of the New Right in the early 1970s, but also the new Christian right later in the decade. They also helped transforming the institutional landscape of a right-wing politics in the United States. Between 1971, kyk hoe lank terug het dit al begin. Between 1971 and 1975, the New Right activists launched more than a dozen political organizations, including the Heritage Foundation. So met ander woorde, wie het die Heritage Foundation aan mekaar gesit in begin? Dit was Katholieke denkers, Katholieke konservatiewe denkers. En hulle het die verhaal aan mekaar gesit. Natuurlik vandag hardloop Heritage van die protestante en die Katholieke, hulle hardloop in die ekumene, hulle hardloop almal saam in hierdie verhaal. So op die einde van die dag, Weirich's dream of creating a right-wing think tank landscape succeeded. So hulle het die think tank, hulle het die slim mense by mekaar wat regsgedenkte mense is. Ek het net gesê van die left en die right wing. So is right wing denkers, hulle is kapitalistiese denkers, hulle is kerkstaat denkers, hulle wil weer 'n monarg hê. Ek sê nie hulle gaan weer 'n koning hê nie, maar dis hulle denkpatroon. En hulle wil graag hierdie verhaal aan mekaar sit. En dis wat hulle gedoen het en raai wie volg dit heeltemal. Trump is besig om hierdie verhaal ten volle
te implementeer. God ordained the Sabbath as a day of rest, and until very recent, the Judeo-Christian tradition sought to honor that mandate by moral and legal regulation of work on that day. Moreover, a shared day of makes it possible for families and communities to enjoy the time together rather than atomized individuals, and provides a healthier cadence of life for everyone. Unfortunately, the common day of rest has eroded under the pressure of consumerism and secularism, especially for low-income workers. So hulle hier binne het hulle 'n verhaal waar hulle weer 'n Sabbat, Sondag, Sabbat of 'n Vrydag, maar hulle wil weer 'n afdag ook in hierdie verhaal sit. So onmiddellik, hoekom bring ek dit in? Hoekom het ek hierdie ingebring? Want ewe skielik, wat wil hulle doen? Hulle wil iets wat hier is, wil hulle as 'n staatswet implementeer. Sien jy hoe die kerk en staatskonsepte nou gemeng raak? Hoe die kerk en staatskonsepte. Ook natuurlik het hulle die hele, daar is nou net weer een man en een vrou. Daarvoor is ons bly. Tenminste, ek is bly daaroor. Maar die punt is, daar's klomp goedjies wat nou weer terugkom na hierdie waardes toe, maar dit word nou weer 'n staat wat nou inkom met die verhaal. Kom ons luister hier. Ek vat dit so 'n bietjie langer, ek laat die video's bietjie langer speel, want ek wil hê, dit is net vir volledigheid vir die video onthaalwe. Gewoonlik maak ek dit korter. Goed. So hier's nog so 1 of 2 video's, ons is naby aan die einde. We'll have another meeting maybe, but I would love to have your support. And there was, again, no answer. And I said, well, we'll figure this out. And I went to Paula and some of the others after. And I said, could I ask you, I know when I'm doing well, when I'm doing poorly, and I was doing really well. And then when I asked for support, it was like stone cold silence. They said, we have something called the Johnson Amendment, that if a pastor, minister, rabbi, or imam, or anybody says anything about politics, you can lose your tax-exempt status. I said, you got to be kidding. So that's what happened. And they were petrified of it. Yeah. Remember that? Nobody even wanted to talk about it. They were absolutely, they became a different group of people. And I pledged to them at the next meeting, we had another meeting a couple of weeks later with a similar group of people. I pledged to them that if I win, we're going to get rid of the Johnson Amendment. This was Lyndon Johnson, who had a tremendous Die Johnson fight. Amendment het seker gemaak, kerk en staat gaan nie saamkom nie. Dit gaan apart bly. En weet, wat het Trump toen nou gedoen? Hy het hierdie amendment tot niet gemaak. Of so te sê, tot niet gemaak. En hy sê ook in hierdie video, dat julle wat die magtigste op die aarde moes wees, het geen sê nie. Ek sal seker maak, julle raak weer die magtigste op aarde. Dis wat hy sê. So hy wil die klomp clergy, hy wil die kerklike leiers mag gee. We are in the early stage, said Rachel Laser, President and CEO of America Unites for Separation of Church and State. So hier's ouens wat teene druk. Hulle wil nie hê die kerk en staat met een word nie. Hier's ouens wat teene druk. En hierso sê hy vir ons die volgende. But this is a policy-making effort. Even some who support the Commission's work say they hope its final report does not privilege one faith over others. So hulle sê, ons hoop nie hierdie verhaal gaan gebeur dat een geloof bo ander geplaas gaan word nie. So hulle kyk in die toekoms, hulle sê, hier's 'n probleem op pad, ouens. Oral in die wêreld waar daar 'n staatsgodsdienst kom, is daar 'n onderdrukking wat plaasvind. The report needs to be one that addresses protection, religious freedom for all faiths, said Kim Colby, a lawyer for the Center for Law and Religious Freedom at the Christian Legal Society. Even most conservative Christians recognize that if there's one faith that doesn't have protection, then in reality no faith has protection. So nou word hierdie ouens sê, maar wag, hier's 'n probleem. En dit is presies wat die Bybel gesê het, hy gaan op die einde mense dood wat nie aanbid die dier en sy beeld nie.
So God het gesê, dit gaan op die einde gaan dit vervolging veroorsaak. En hierdie ouens sê klaar, maar wag. Hierdie kan na vervolging toe lei. President Trump and several top administration officials are set to join a cast of Christian clergy on the National Mall this coming Sunday. They will join a prayer gathering billed as a, quote, rededication of our country as one nation under God. Blessed is the nation whose God is the Lord. Faith in God is the value that most shaped America. And it's people of faith who have been the bedrock, the driving force behind our nation. Critics say this event hijacks America's history with a false Christian nationalist narrative. California Democrat Congressman Jared Huffman posted this. Trump's religious extremist event this weekend to rededicate our country as a Christian nation would have our founders rolling in their graves. We are not. And using taxpayer resources and public lands for this kind of event is a gross misuse of power to destroy church-state separation. Nou, jy kan nou sien hoe druk mense teen hierdie gedagte, want hulle sê, dis nie wat oorspronklik nie. Toe die lam daar geskep was, hierdie kerk wat soos 'n hierdie staat wat soos 'n lam lyk, hierdie land, was kerk en staat uitmekaar, want daar moet godsdienstvryheid heers. Wat is besig om te gebeur? Hierdie hele ding is besig om op sy kop gedraai te word. OK. En dit is omgegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. So kerk en staat een word, daai onderdrukking, natuurlik jou gewetensvryheid gaan onderdruk word, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Is dit op pad? Dis op pad, volgens die profesie, volgens mense wat net bietjie gedagte het oor hoe dinge gaan gebeur. So, Rachel Laser, president of the CEO van American United for Separation of Jesus, sê, sy bekommernis oor godsdienstvryheid dra gewig. Die Bybel voorspel dat die FSA weer mense gaan vervolg en op die einde dood, wat nie gaan aanbid volgens wat hulle, die beeld, en die paus verwag nie. Die gewete gaan weer beheer word, soos in die donker eeue. Dis op pad. Hierso maar net hoe gewone vryheid van spraak ook weggeneem is. Mense is in tronke gesit en nou ja. OK. Kom ons maak klaar. Die dier kom na die eerste dier. Die dier uit die aarde kom na die seedier, yes. Die dier het 2 horings, ja, hy het 2 magte wat deur die eeue so hardloop. Die dier is uit die aarde, ja, dis nie uit Europa, Midde-Ooste, kom nie uit die see area uit nie. Dis daar waar die aarde die vrou te hulp gekom het, dis waar hy opgestaan het. Die dier word vergelyk met 'n lam, ja, definitief. Van die min lande in die wêreld wat 'n Christelike basis het. In kontras met die lam praat hy soos 'n draak. Ons sien al hoe meer, hy begin met daai autoriteit praat. Selfverheffing het ons gesien. Man, sy praat, sy autoriteit, wat hy sê, kerk en staat, kom nou by mekaar. Hy maak 'n beeld van die eerste dier. Die dier se geestelike kant word al hoe sterker een, soveel so dat die mag wonderwerke doen, selfs vuur uit die hemel laat neerdal, en dit gaan ons nog meer in diepte in 'n ander aand hanteer. Verhinder vryheid van spraak tot by die doodstraf, implementeer die merk van die dier, dit sal ons dan môre aand bestudeer, en verhoed dat jy kan koop of verkoop. Ek sluit af net met hierdie videoetjie, net vir interessantheid. I want to thank you. I know it was done from love, and I want to thank Mark Burns, a pastor. He's a good pastor. He's a good man. I've known him a long time. He's been with me from the beginning, right from the beginning. Maybe about 2 days later, right? 2 days. Right, Mr. President. Daar is Trump, goue beeld van Trump. Fight, fight, fight. Trump vir ewig.
daar bid hulle. Hoetjies is af, hulle bid by hierdie beeld. Amper is afgod. Goed, dit het my net 'n bietjie laat dink. Ek sê nou nie hulle aanbid hierdie beeld nie, hulle ek weet, maar dis so die tweede gebod so of moenie beelde maak nie, word nou skielik so stappie vir stappie ook eenkant gesit. Het my nogal laat dink aan Daniël hoofstuk 3, waar daai beeld ook daar was en dit het my 'n bietjie gedink aan hierdie verhaal. En ja, wat het daar gebeur? Daar is 'n aanbiddingsverhaal. Wat het by Daniël 3 gebeur? Hulle moes kies, gaan hulle God gehoorsaam of gaan hulle hierdie beeld aanbid? En ek dink dis wat ons ook deur gaan. Gaan ons God gehoorsaam, hom alleen aanbid of gaan ons vervolg word soos Daniël se 3 vriende deur om iets van God se wet, daar moes hulle die tweede gebod by Daniël 3, die tweede gebod eenkant sit. En gaan hierdie mag van ons verwag om dalk God se gebod eenkant te sit of iets van God eenkant uit die Bybel af te water om die dier en sy beeld te aanbid? Is die vraag wat 'n mens het. Kom ons bid saam. Liewe Heer, waar ons kyk na hierdie ontwikkeling en waar ons sien dat ons genoop gaan word ergens in die toekoms om vir U te kies of die dier en sy beeld. Ergens gaan ons aanbidding moet kies tussen U en dit wat hulle op gaan stel. En ek vra dat U ons sal help om die misleiding te kan sien, sodat ons godsdienst met U sal suiwer hou, dat ons gereed sal wees en die lam, die ware lam van God sal kies, bo enige dier of mag of krag wat die finale magte op die aarde uitbeeld. Dankie my God, dat U die toekoms vir ons op die tafel sit, sodat ons nie in misleiding sal val nie. Help ons asseblief, in Jesus naam, amen.